Right, water is kosbaar. Nee, ons almal weet dit. En jy moet vir hulle bære so goed soos wat jy kan. Nee, daai dam wat lek die hele tyd. Daai waardevolle goed van jou in die rivier af. Die buurman kan sy water bymekaar maak. Hou jy joune waar hulle moet wees. Praat hier so met André van Dammit. Hulle is al 'n paar jaar wat hulle besig is met hierdie goed en so voort. Hoe lyk die langtermyn terugvoering wat hulle van die ouens het en net so min of meer die opsette waar hulle oral hierdie goed gebruik, so ons luister. André, lyk dit? Ben jy Chippy? Nee, wat doodstil rustig. Dink al, is dis nou weer lekker Nampo, nê? Maar Nampo is altyd lekker. Daar's nooit 'n slegte Nampo nie. Daai is baie waar, nê. Okay, so. Dammit, damsealer, verduidelik my gou die basiese beginsel en dan kom ons 'n bietjie in die nitty-gritty in. Wel, die kort en lank is basies, damme lek van ons poreuse areas in die grond. So basies, jy vul net hierdie gaping. So ek doen gou vinnig vir julle 'n eksperimentjie om te wys. So basies, daar's jou dam wat lek met die gaatjies, met sy kraakies en goed. Dammit gaan waar die openinge is. Hy swel uit, hy blok dit en ja, dis wat jou dam doen. Sommige vinnig tjoef. Right. En dan, so dis die basiese beginsel agter die ding, want hy raak so dik soos wat hierdie storie is, nê. En dan bind hy nou aan jou gronddeeltjies. En dan sien hulle hom eintlik net maar daar, nê. 100%, ja, hy vul basies poreuse areas in die grond. Hy maak nie 'n lining nie, hy vul gapings. So jy kan jou grootste trop buffels daar deurstuur. Hulle kan dit nie breek nie. Dis 100% reg. Uitstekend. Nou okay. Hoe vergelyk dit met maar nou jy weet baie keer jy kry 'n quick fix en dan kry jy 'n ordentlike fix. En dan wat ek nou in my kop dink baie keer is okay, ja, maar moet ek nie nou maar net die hele dambal oorbou nie. Verstaan jy? Ja. En is daar gevalle wat jy actually dit moet doen of hoe werk jy goed? Kyk, elke liewe dam is uniek. So ons probeer maar net uitfigure wat is die beste oplossing vir hierdie spesifieke dam. Partykeer moet jy die hele dam doen. Ons probeer dit vermy, maar met die verre meerderheid doen ons meer damwalle om spesifieke probleme uit te sorteer vir daai spesifieke boer se dam. Veral vir ouens wat nou in 'n natuurlike loop basies 'n wal gegooi het en hy het nou 'n ordentlike dam daar om nou vir later tye dan net water te kan opgaar vir jou beeste en daai tipe van. Ja, dis basies almal praat altyd van ek het hulle 'n dam gestoot. Maar dis presies wat hulle bedoel. Hy's met 'n bulldozer gestoot, maar daar's nooit werklike konstruksie gedoen nie. Daar's nie 'n pitsloot nie, daar's nie klei ingery nie. So basies die damme die water lek onder deur die damwal deur. En dis hoe Dammit inkom. En Dammit kan daai vloei van die water volg en daai goedjies blok, daai poreuse areas vir die water deursyfer. So ja, ons doen actually bitter min groot damme in 'n geheel. Vir die algemeen is dit damwalle wat lek, dit is die swakste punt van 'n dam eintlik. Nou, ek meen in hierdie tyd, ons het nou 'n klein huisie vol reën gehad. Op baie plekke is daar dalk damme wat nie eers damme gehad het nie en so voort. Waar ouens sê okay, maar wie wat hierse geleentheid vir my om nou water te stoor going forward. Hoe gaan julle te werk met daai goeders? En wat is julle ervaring oor die jare? Hoe lank hou die goed? Dis wat ek op by uitkom. Wel, basies kyk, Dammit is nou van 2016 in Suid-Afrika en in dink 2006 in die wêreld beskikbaar. So ons het nou al jare se ervaring opgebou. So ja, daar is 'n baie damme wat nou nuut is. Die mense ons van die kontak. Ons kom kyk na jou dam. Ons wil uitwerk wat is die regte oplossing vir jou en dan gaan ons jou dam vir jou seël. En seker maak dat jou beeste genoeg water het. 100%. As jy nou hierdie water het en nooit gehad het nie, moet jy nou basies hulle sê make hay while the sun shines. Alles gaan oor rand en sent. Persentasie gewys as ek 'n ding op die uittradisionele manier moet regmaak versus kom ons sê net 'n damwal op julle manier. Ek weet dit is nou 'n moeilike ding, maar waarna kyk ek omtrent? Dit hang af absoluut van soveel goed. Ek kan nie vir so 'n prys gee nie. Dis ongelukkig. Persentasie gewys is ek 60%, 50%, 80%. Man, al daai damme is so uniek want party damme met kort toerusting en masjinerie. Dit is baie anderste. Maar wat ek daartoe sê is oor die algemeen is hierdie 'n fraksie van die prys van geel masjinerie, goed inry, die water wat jy verloor en alles. So as iemand vir my kom sê man, gee 10% van die ding kos, dan moet ek hom van my plaas af wegjaag want hulle weet daar's te veel unknowns en hulle gaan aanjaag, nê. Ja. Weet jy, die feit van die saak is, jy moet maar net alles wetenskaplik doen en konservatief doen. Ons gaan altyd jou probeer die beste advies gee vir jou dam, want almal is uniek. So yes, gaan jy baie geld spaar met Dammit? Ja, jy gaan, want jy het nie al die toerusting nodig nie.
En ons probeer werklik vir jou nie meer gee as jy werklik nodig het vir jou probleme nie. Uitstekend. En dan Andre, Nampo specials. Ja, ons het ons 5 litertjies. Dis normaalweg R3000. Hulle doen 50 squares. Hulle is nou 2,5. Wat weer lekker is as jy 'n vinnige visdam in jou tuin wil maak. Ja. As jy 'n van 'n groot probleem het, ons 20 liters, hy doen 200 vierkante meter, hy's normaalweg 10.000, hy is nou 9.000. En dan het ons ook dromme. Hulle is normaalweg 86.500, hulle is nou vir 80. En hy doen 2000 vierkante meter. En natuurlik bring vir ons die regte dam en dan gee ons vir die regte Nampo prys. Uitstekend. Andre, dankie baie. Dankie, Chopin. Right, so as jy 'n dam het wat lek, maak seker dat jy op Nampo uitkom. Sy sê, bring jy jou dam, dan maak hy vir jou 'n ordentlike prys. Dis hier van Farm Spice af. Hulle is hier in die ou Caltex saal. Ek dink hy's nou in die Nutrifiets. Tot volgende keer. Groete.